Broers en susters, ons skriflesing is vanoggend uit Jesaja 62, van die eerste 5 verse van die hoofstuk lees. Die opskrif is, die Here het jou lief. Terwille van Sion sal ek nie swyg nie. Terwille van Jerusalem sal ek nie stil bly nie, totdat daar vir hom redding deurgebreek het, soos 'n nuwe dag, soos die lig van 'n brandende fakkel. Die nasies sal sien dat jy gered is, Jerusalem. Al die konings sal sien dat jy mag het. Jy sal 'n nuwe naam kry, 'n naam wat die Here self vir jou gekies het. Die Here sal jou soos 'n suurlike kroon in sy hand hou. Jou God sal jou soos 'n koninklike tulband vashou. Jy sal nie meer die verstote vrou genoem word nie, en jou land nie meer die een wat verlate lê nie. Jy sal genoem word die een vir wie die Here liefhet, en jou land die een wat aan die Here behoort. Die Here het jou lief, en jou land behoort aan hom. Soos 'n jong man met 'n meisie trou, so sal jou volk jou syne maak en vir jou sorg. Soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal jou God oor jou bly wees. Ons lees tot sover. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Kom ons bid saam. Here, aan U kom toe al die lof, die dank, die eer en die aanbidding. Want U is die enigste God, die Almagtige. En dit, Here, het ons elkeen vanoggend ervaar, toe ons wakker word, en ons hoor hoe die reën val. Dit is net U, wat die aarde so kan nat maak en so sorg vir dit wat U geskep het. Niemand anders, Here, kan dit doen nie. Dankie dat ons vanoggend U naam mag aanroep. As U kinders voor U kan kom staan, met al ons sonde en skuld op ons rug en net vra, wees ons genadig. Ons loof en ons prys U, Here, as die God van ons lewe. Dankie dat ons die vrymoedigheid kan hê om met U te praat. Om dit wat ons pla en dit wat ons terughou, dit waaroor ons bekommerd is, na U toe te bring. Ja, Here, dankie dat ons bloot wanneer dit nodig is, op U skouer kan kom huil. Daarom, Heer, wil ons ook vanoggend vra, dat U U hand sal hou oor hulle wat siek is, waar daar moedeloosheid en dalk hopeloosheid ook is. Here, wil U hoop gee, wil U moed gee, en as U wil, Heer, wil U ook gesond maak. Hierdie dinge vra ons, Here, omdat ons self nie daartoe in staat is nie, maar net U. U is die groot geneesheer. Maar Here, so bid ons ook vir die siekes se familie, al hulle geliefdes. En ons vra dat U hulle ook sal regophou met U liefde, dat U ook vir hulle kalmte en rustigheid sal gee, Here, want alleen U weet wat in hulle gemoedere aan die gang is. Dankie dat ons kan wag, kan uitsien na Kersfees wat op pad is, dat ons die koms van die Messias kan vier,
maar ook wat dit vir ons beteken in ons lewe van elke dag. Wat dit vir ons geloof in U beteken. Here, ons vra dat U dit ook nou sal stilmaak in ons, en dat U ons harte ontvanklik sal maak vir U woord. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Jesaja 62 vers 4. Jy sal genoem word die een vir wie die Here liefhet. Broers en susters, die gewag om die geboorte van die Messias te vier is amper verby. Oor 'n paar dae is dit Kersfees en dan herdenk ons die geboorte van Jesus Christus. Ons herdenk hoe God die belofte wat hy gemaak het dat hy die Messias sal stuur, waar geword het. Hoe hierdie belofte in vervulling gegaan het. Maar nou weet ons dat nadat ons Jesus se geboorte gevier het, en die gees van Kersfees so stadig aanwesig gaan wees om af te neem en minder te word, en ons maar gewoonweg weer met ons lewens aangaan, besef ons dat ons nog steeds gaan wag. Om die waarheid te sê, ons wag weer vir Jesus. Ons wag dat hy sal terugkom om sy kinders te kom haal om vir ewig by hom te wees. En daarom kan ons Jesus se geboorte nie herdenk en vier bloot as 'n gebeurtenis wat iewers op 'n tyd in die geskiedenis plaasgevind het, iemand wat gebore is soos wat miljoene ander mense deur die loop van die geskiedenis gebore is. Jesus se geboorte herdenk ons nie net as 'n historiese feit nie, maar ons herdenk daarmee saam ook die betekenis wat Jesus se geboorte het vir ons bykans 2000 jaar later. Dit beteken dat wanneer ons dink aan Jesus se geboorte en wat dit vir ons beteken, dit nie iets is wat vir ons net in die verlede lê nie. Daar lê ook vir ons betekenis daarvan in die toekoms. Want Jesus se geboorte gee ook vir ons hoop. Dit gee vir ons iets om na uit te sien, te midde van hoe ons omstandighede soms in ons lewens lyk. In Jesaja 62 vertel die profeet van die uitkoms wat die Here gaan gee, wanneer hy hierdie volk van hom uit ballingskap bevry en hulle terugneem na Jerusalem toe. Dit alles gebeur om een rede, naamlik dat God sy volk liefhet. Hierdie boodskap, sê Jesaja, gaan hy nie oor stil bly nie. Hy gaan dit aanhou verkondig. Hy gaan aanhou bid hieroor, totdat God die uitkoms gee. Leer ons nie hieruit, broers en susters, dat ons ook, net soos Jesaja, moet aanhou verkondig, moet aanhou om te bid, aanhou om te glo, dat die uitkoms vir ons op pad is, wat ons nood ook al mag wees. Jy kan dit nie aanhou verkondig, jy kan nie aanhou bid daaroor, as jy dit nie ook glo nie. Geloof is deel daarvan. En hierdie geloof gee God ook vir ons. En hy doen dit, omdat hy ons liefhet. Omdat hy ons oneindig liefhet. Onbegryplik, onbeskryflik.
Dinge gaan so verander ten goeie, dat selfs Jerusalem sy naam gaan verander. Jerusalem gaan 'n nuwe naam kry. En dit was algemeen in die tyd van die Bybel, dat mense se name soms verander het, om daarmee iets van hulle nuwe identiteit te sê. Abraham word Abraham. Jy sal 'n nageslag hê. Jy sal vader wees van baie. Sarai word Sarah. Voortaan gebruik God jou ook as 'n instrument, dat jy 'n nuwe rol speel, 'n nuwe rol vervul in jou lewe. Jakob word Israel. Jakob, wat 'n Hebreër was, sy naam verander om daarmee iets te sê, dat hy voortaan die pad saam met God loop. Simon word Petrus, wat rots beteken. En sy nuwe naam kry hy, nadat hy die belydenis uitspreek oor Christus, oftewel oor Jesus, deur te sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En op daardie belydenis word die kerk gebou. Vorm die rots, fondament van die kerk. Hoe beskryf Jesaja die nuwe status van Jerusalem? Die Here sal jou soos 'n suurlike kroon en 'n koninklike tulband in sy hand hou. Hy sê nie, die Here gaan hierdie kroon of hierdie tulband op sy kop sit nie. Want dis gewoonlik wat gebeur het met die afgode van die heidene. Hulle is geteken met 'n kroon of 'n tulband. Jesaja sê, die Here gaan hierdie kroon in sy hand hou. Dit beteken een ding. Hy gaan vir Israel in sy hand hou. Gaan nie van Israel iewers neersit en van hulle vergeet nie. Hy hou vir Israel in sy hand. En hoeveel keer bely ons nie, dat die Here ons in die holte van sy hand hou. En daarmee bedoel ons, hy pas ons op. Hy sorg vir ons. Hy beskerm ons en hy hou ons veilig. Dis wat Jesaja hier sê. Die Here ook met sy volk Israel gaan doen. Hy gaan julle in sy hand hou. Israel sal nie meer hanteer word soos 'n vrou wat verstoot is. Een kant toe geskuif is, weggeskuif is, omdat sy een of ander sonde gepleeg het nie. 'n Vrou is dikwels een kant toe geskuif, na die rand toe geskuif, bloot omdat sy 'n vrou was. Vrou is gesien as 'n man se besitting. Hy kon met haar maak soos wat hy wil en wat hy wil, want hy besit haar. En dit alles gaan verander, sê die Here. Israel gaan nie meer so hanteer word nie. Hoekom? Want die Here het jou lief. Jy sal bekend staan as die een vir wie die Here lief het. Dink vir 'n oomblik, broers en susters, hoe hierdie gedagte moes inpas in 'n wêreld wat deur mans geregeer word en gedomineer word. Mans wat hulle self sien as verhewe bo ander. Mans vir wie 'n vroue besitting was en daar maar in baie min gevalle sprake was van liefde tussen 'n man en 'n vrou. Hierdie mans wat gemeen het
dat God hulle verkies bo 'n vrou, dat God hulle belangriker ag as 'n vrou. Hierdie mans moet nou hoor, dat hierdie volk nie meer gaan wees soos 'n vrou wat eenkant toe geskuif is, en van wie vergeet word nie, maar dat God haar nader gaan trek, omdat hy haar liefhet. Jy sal bekend staan as die een vir wie die Here liefhet. Hierdie man se wêreld is heeltemal in mekaar getuimel het, deur mekaar gekrap word, want hoe kan die verhouding tussen God en sy volk vergelyk word met die beeld van God wat 'n vrou liefhet? So liefhet, dat sy onder almal sal bekend staan as die een vir wie die Here lief is. Terwyl Israel in ballingskap was, en uitsien na hulle verlossing daaruit, vertel God vir hulle, dat hy hulle liefhet. Dat hulle nie meer vir so lank verstoot sal word nie, en dat ook hulle sal bekend staan, as die een vir wie die Here lief is. Met die sekerheid van God se liefde, met die belofte dat God hulle liefhet, kan hulle wag op hulle uitkoms. Hulle word later bevry uit hulle ballingskap, en is met dieselfde liefde en hoop, waarmee hulle kan wag, en kan uitsien, na die koms van die Messias. Jare later dan word God se belofte vervul. Die Messias word gebore. Die uitkoms is hier. Die verlosser is gebore. Die een wat die skuld van die ganse mensdom op hom gaan neem en die verhouding tussen God en mens regstel. Daardie Messias het gekom. Hy's hier. Die een deur wie se dood en opstanding jy regverdig verklaar gaan word. Met ander woorde, jou lewe vir ewig reggestel gaan word, bedoelende die verhouding tussen jou en God. Deur hierdie regverdiging kry jy ook die ewige lewe. Die geboorte van Jesus, sy dood en sy opstanding, gee vir ons die versekering dat ons die ewige lewe het en dat ons verlos is van hierdie wêreld. Dit om aan te breek, sodat ons dit in sy volheid kan beleef, daarvoor moet ons nog wag. En so wys God vir ons met die geboorte van Jesus Christus, dat die liefde, waarmee hy deur die profeet Jesaja gevra het, die volk moet wag, ook deel word van ons wag. Terwyl ons wag vir die wederkoms, terwyl ons weer wag vir die Messias, is God se liefde ook deel daarvan. In Jesus kom wys God vir ons hoe sy liefde lyk. Hy sê egter ook dat sy liefde onvoorwaardelik in die harte van mense uitgestort word. En dit, broers en susters, plaas op my en jou 'n verantwoordelikheid. Jesus verleer dit vir ons, 'n baie slim antwoord wat hy gee, wanneer die Fariseërs en die skrifgeleerdes hom probeer vastrek, deur vir hom 'n vraag te vra, en hy moet nou antwoord soos wat die Joodse wet sê. Anders het hy moeilikheid. Dan vra hulle vir Jesus, wat is die grootste gebod in die wet? Dan sê Jesus, jy moet die Here jou God lief hê, en jy moet jou medemens lief hê. En hierdie twee gebooie, sê hy,
staan gelyk met mekaar. Jesus gaan ook verder en hy sê dat die hele wet, elkeen van hierdie wette wat julle so noukeurig uitgedink het en wat mense moet nakom, word in hierdie wet saamgevat. Jy moet vir God lief hê en jy moet jou medemens lief hê. Dit was vir hierdie fariseërs belangriker om aan hulle eie wet gehoorsaam te wees, as om aan God gehoorsaam te wees. Hulle het so gefokus op hulle eie wet, dat God vir hulle totaal en al buite fokus geraak het, dat hulle van hom vergeet het, hulle wou net hulle eie wet toepas. Daarom sê Jesus vir hulle, dis nie reg nie. Wees lief vir God, en wees lief vir jou medemens. Want as jy dit doen, dan kom jy al die ander wette na. As jy vir God lief is, dan gaan jy nie sy naam misbruik nie. As jy vir God lief is, dan gaan jy geen ander God gelykstel aan hom nie. Wanneer jy vir God en jou medemens lief het, en jy wil daarom in gehoorsaamheid aan God leef, gaan jy 'n vrou nie hanteer soos 'n besitting nie. Gaan jy nie lieg en bedrieg nie. Gaan jy nie steel nie. Gaan jy nie begeer nie. Dis hoekom Jesus sê, die hele wet word saamgevat in hierdie gebod. Wees lief vir God en wees lief vir mekaar. Dink vir 'n oomblik, broers en susters, hoe 'n mens se lewe gaan lyk. Hoe die wêreld waarin ons leef gaan lyk, wanneer dit almal se erns is om vir God en hulle medemens lief te hê. Dit ontbreek soms by ons. En daarom het God vir ons kom wys hoe werklike liefde lyk. Die liefde waarmee hy vra ons mekaar mee moet lief hê. En Jesus Christus het hy vir ons kom vertel hoe ons nie net met mekaar moet saamleef nie, maar presies kom wys hoe ons dit moet doen. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, dit is nie liefde nie. Al sê julle wet so. Wat ek vir julle leer, is om wanneer iemand jou op die regterwang slaan, met ander woorde, wanneer iemand jou beledig, draai ook jou linkerwang na hom toe. Die wêreld sal anders oordeel, maar God vra van jou om die minste te wees. God ken jou. Hy weet wie en wat jy werklik is. Dit was 'n uiterste belediging in hierdie tyd, om op die regterwang geslaan te word. Want dit sou beteken, die persoon wat voor jou staan en jou slaan jou met die agterkant van sy hand. Dit is gewoonlik hoe slawe en minderes geslaan is. Nie almal nie. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê, en jou vyand moet jy haat. Dis nie liefde nie. Liefde is ook om jou vyand lief te hê, om te bid vir die wat jou vervolg, sodat jy 'n kind kan wees van jou Vader in die hemel. As dit vir ons moeilik is, broers en susters, om mekaar so lief te hê, dan moet ons dalk dink hoe God ons lief het. Hy wat sy bestaan op 'n godgelyke wyse
nie gesien het as iets waaraan hy moes vashou nie, het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En hy het hierdie mense kom dien met sy lewe. En Jesus het die almagtige God homself neergebuig en sondaars kom soek, sodat hy vir hulle kan leer waaroor dit werklik gaan, wat werklike liefde beteken. Vir Saggeus, die tollenaar, wat deur die Jode uitgeskuif is en as 'n verraaier bestempel is omdat hy in diens is van die Romeine, vir daardie Saggeus sê Jesus, klim uit die boom uit en vat my na jou huis toe, want ek wil by jou kom eet. Ek kom eet by jou en daarmee wys ek dat ek nie dink ek's belangriker as jy nie. Ek assosieer my met jou. En daarin sien jy God se liefde. God het jou lief. Onvoorwaardelik. Al is jy uitgeskuif deur jou volksgenote. Hy het met hoeveel mense wat deur die samelewing uitgeskuif is omdat hulle siek is, bemoeienis gemaak. Soveel so dat hy teen die Joodse wet gegaan het en selfs aan hierdie siek mense gevat het toe hy hulle gesond maak. Hierdie mense wat in die oë van die samelewing onrein was en vir God onaanvaarbaar was. Jesus het hom nie daaraan gesteer. Hy het self in die oë van die samelewing onrein geword toe hy hierdie mense vat om hulle gesond te maak. Daardeur het hy gewys, God het jou lief. God steur hom nie aan dit wat die wêreld van jou sê of wat die wêreld van jou dink nie. Hy het jou lief en daarom wil hy vir jou kom wys. Hy reik uit na jou toe. Hy wil hê jy moet gesond wees. En dan, broers en susters, die hoogtepunt van God se onverstaanbare, onbegryplike en onverklaarbare liefde vir sondaar mense. Toe hy sy seun aan 'n houtkruis op Golgotha laat sterf het, sodat ek en jy kan lewe vir ewig. Hy het die wêreld wat my en jou insluit so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het om aan ons plek te sterf, sodat ons nie verlore gaan nie en die ewige lewe kan hê. Toe die volk Israel wag vir bevryding uit hulle ballingskap uit, het God hulle getroos deur vir hulle te sê, jy sal genoem word die een vir wie die Here liefhet. Terwyl ek en jy soms moedeloos word, terwyl ons wag vir beter tye, dalk wag dat die Here ons kom haal, kry ons hierdie boodskap van Jesus. Jy kan reeds genoem word die een vir wie die Here liefhet. Nie jy sal die een genoem word nie, jy kan dit reeds genoem word. Die een vir wie God oneindig liefhet. Dit het hy vir ons kom wys in die geboorte van Jesus Christus, maar ook in sy lyding en sy dood. Terwyl ons wag, broers en susters, dat ons lewensomstandighede sodanig verander, dat dit dalk met ons beter kan gaan, terwyl dit dalk rondom hierdie Kersfees vir ons moeiliker is as enige tyd anders, omdat ons dalk gaan verlang na iemand wat nie meer daar is nie, dalk 'n eerste Kersfees sonder hulle, kom ons dink elke oomblik daaraan, dat God my en jou onbeskryflik liefhet, oneindig liefhet. En daarom
sal hy ons nie een oomblik alleen laat nie. Sal hy nie toelaat dat enige iets ons uit die holte van sy hand uitruk nie. Gaan wag met hierdie hoop. Gaan leef met hierdie hoop wat ons elke dag in ons saamdra en ook die sekerheid dat God vir ons oneindig lief is. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, dankie dat U ons liefhet. Dit is 'n liefde, Here, wat ons nie begryp nie. 'n Liefde wat ons nie kan verklaar nie. Dit gaan ons verstand te bowe. Dankie dat U nie vrae gevra het of voorwaardes gestel het voordat U mens geword het, in ons plek kom ly en gesterf het nie, maar dat U dit onvoorwaardelik gedoen het, Here, vir die ganse mensdom. Ons staan skaam wanneer ons besef hoe ons liefde teenoor U soms lyk. Daar waar ons moet wag en bekommerd raak en hoop en moed verloor, daar bly U by ons en het U ons steeds lief. Here, verseker ons asseblief elke oomblik van U liefde en wil U asseblief so ook elke oomblik by ons wees, want dit is vir ons genoeg. Amen. Gaan nou in vrede en ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.